Goeiemôre. Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Dis hoe die eerste Christene mekaar ook altyd gegroet het. En is wonderlik dat ons mekaar so kan groet. Liewe vriende, baie dankie vir die voorreg om ook vanmôre weer hier te wees. Die vroeë kerk het, behalwe dat hulle mekaar so gegroet het, dat Christus opgestaan het, hy het waarlik opgestaan, het hulle ook op die opstanding Sondag, het hulle grappies gemaak oor die dood, lewe en die dood. En vandag, wêreldwyd vier kerke ook, hierdie dag, Jesus se opstanding met vreugde en blydskap, soos wat ons ook so pas gesing het. Ek wil net ook stongenetjie storieetjie vertel. Mense wonder altyd of jy familiegoed moet vertel, maar hierdie dink ek, daar is ook deel van lewe, nuwe lewe. Ons het in die begin van die jaar ons 10de kleinseun, nie kleinseun, die 10de kleinkind gekry, maar dis toe 'n seun na 'n hele paar dogters. Maar hy het 'n ouer sussie, haar naam is Ruby, sy is so 3,5 jaar oud. En toe die ouetjie nou op pad was, het pappa en mamma vir haar gesê, Boetie is in mamma se maag. En net na die geboorte is ons toe daar, ons kuier daar, maar ook so 'n warm dag en ons gaan swem. En klein Ruby sê vir my, oupa, hoekom is jou maag so groot? Is daar 'n boetie in? Is daar 'n boetie in? So bring hulle mense ook weer terug aarde toe, nee. Maar nuwe lewe waar ons vandag ook daaraan dink dat Jesus gelewe, hy het opgestaan uit die dood. Kom ons raak stil. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Hy het oorwin die dood en hel. Ons kan dit wêreldwyd vertel. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, want daar is nie 'n einde aan sy liefde nie. En van die Here Jesus Christus, want hy lewe en ons kan lewe. En van die Heilige Gees, want hy maak ons nuut en hy waarborg dit alles. Kom ons sing tot lof van die Here. Ons sing ook dan vonk 455 1 tot 3. Gee geleentheid aan die koor.
Baie dankie. So beleef ons ook vandag die opstanding en die wonder daarvan en kan ons dit met hulle saam deel, omdat ons dit so kan hoor. Baie, baie dankie. Kom ons doen ons geloofsriglyne, soos die ou dae gesê het, die wet. Maar ons luister vanmôre daarna uit in Johannes 4, vers 16 tot 21. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom en haar. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy naaste, is hy 'n leienaar. Want wie sy naaste wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy naaste lief hê. Kom ons sing 219, laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Ons doen ons geloofsbelijdenis. U kan maar net in die gedagte so bly sit en in die gedagte en in die hart saam met my die volgende bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Ek glo dat hy ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Ek glo dat hy gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Ek glo dat hy op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. Ek glo dat hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Ek glo dat hy van daar sal kom om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die gelowiges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Ons kan so bly sit, dan sing ons om die opening van die woord, lied 253, U het die brood gebreek. Gaan oor na ons skriflesing. Ons skriflesing is uit Matteus 28, vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader, kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê." Hulle het haastig van die graf af weggegaan, met vrees en groot blydskap, en het gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En kyk, Jesus het hulle tegemoet gegaan en gesê: "Goeiemôre." Hulle het nader gekom, aan sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea toe moet gaan. Daar sal hulle my sien." Tot sover. Ons kyk vanmôre na die hele feit dat Jesus lewe. Die dood is dood. Jesus lewe. Die dood is dood. 'n Man en sy ewigdurende neelende vrou hou vakansie in Jerusalem. Maar skielik word sy siek en sterf. Die begrafnisondernemer sê vir hom: "Ons kan haar verskeep na julle tuisland toe vir $5,000. Of ons kan haar hier in Jerusalem begrawe vir $150. Die man dink so 'n oomblik en hy sê: "Nee, verskeep haar asseblief." En die begrafnisondernemer vra: "Hoekom $5,000 betaal terwyl jy haar hier in die heilige land kan begrawe vir net $150?
Die man sê, lank gelede het 'n man hier gesterf, maar na 3 dae het hy uit die dood opgestaan. Ek kan nie daardie kans vat nie. Net so ek sê, ons maak ook grappies oor die dood. En nou wil ek dat ons 'n verhaal met mekaar deel, 'n legende van Rusland, 'n Russiese legende, hoe dood vir lewe leer ken het. Sy kon nie onthou, dood kon nie onthou wanneer sy gebore is nie. Maar van die begin af het sy soos 'n vreemdeling in hierdie wêreld gevoel. Soos sy eendag toe sy nog klein was, het sy daar in die veld 'n pragtige voël hoor wat net so mooi gesing het. En sy stap toe nader om sy sagte vere te voel. En toe sy aan hom raak, toe val die voeltjie dood voor haar neer. En sy het gewonder hoekom die voeltjie ophou sing het en hoekom die voeltjie dood is. En toe besef sy, dis haar aanraking. Dit was hoe dood hierdie verskriklike, vreeswekkende mag van haar ontdek het. Alles in die wêreld, alles wat daar is, mens en dier, het haar gevrees. Hulle was weerloos teen haar mag. Selfs die slimste mense kon niks doen nie. En sy het toe besef, almal is bang vir hierdie mag wat sy het. Daarom het sy dood, ten spyte van haar groot mag, baie eensaam geword. Want sy het niemand gehad met wie sy kon praat nie, niemand met wie sy kon lag en gesels nie. En sy was moeg hiervoor. En eendag sit sy net daar met haar kop in haar hande op 'n heuwel. En agter haar was daar 3 kruise. En sy was so moeg dat sy was nie lus vir die mans wat daar geroep het om hulle te gaan aanraak nie. En sy het begin huil. Maar skielik hoor sy 'n stem wat sê, ek het dors. Sy lig haar kop en 5 kyk vas in 2 oë soos wat sy nog nooit gesien het nie. Oë vol pyn, maar tog ook liefde. Aangrypend. Hy het net af en toe uit sy droë mond 'n paar woorde gesê. Elke woord het kom neskop in haar hart. Toe roep hy hard uit en word heeltemal stil. Sy kop val vooroor. Tog, dit kon haar verbeelding gewees het, maar dit vir haar gelyk of hy effens vir haar glimlag. Sy het gesien hoe die man se vriende hom met groot deernis saggies van die kruis afhaal en liefdelik vashou. Sy het gesien hoe hulle sy liggaam na 'n graf dra. En net voor hulle die klip voor die graf gerol het, die klip het sy vinnig daar ingeglip ongesiens. Wat daardie nag in die graf gebeur het, daardie 3 dae in die graf gebeur het, weet niemand nie, tussen die man van die middelste kruis en die dood. Maar na 3 dae het daar vrouens gekom, en toe was die graf oop en leeg. Want Jesus lewe, die dood is dood. Sedert daardie Sondagmôre van Jesus se opstanding, kyk mense met geloofsoë kyk hulle nooit meer dieselfde na dood nie. Hulle weet die man van die middelste kruis is lewe. Jesus is lewe. En die dood is maar net 'n hekkie, maar net 'n deur na die dood, na die ewige lewe. Kom ons sê net weer vir mekaar. Waarom vier ons Sondag? Die eerste dag van die week. Want die Saterdag is die 7de dag. Saterdag is die 7de dag. Baie almanakke begin deesdae met Maandag. Maar vroeër sou jy onthou dit altyd met Sondag begin, want Sondag is die eerste dag van die week. En nou sien ons Paasondag kom konfronteer ons met die opstanding, sodat ons ook kan verander na opstandingsmense. Mense met 'n oorwinningslewe, oorvloedlewe. Ons leef gans te min in die opstanding. Ons praat baie keer daarvan dat ons 'n kruisevangelie.
En ons praat baie van die kruis. Jesus se kruisiging vir ons. Baie vir ons sonde betaal het. En dis reg so. Dis nie verkeerd nie. Maar ons moet net so baie maak van die opstanding. Want die opstanding is net ook hierdie groot waarheid. Ons leef elke Sondag as ons kerk toe kom, leef ons vanuit die opstanding. En dit moet ons in ons daglikse lewe ook steeds doen. Dis die groot verskil tussen ons en ander sogenaamde gelowe. Hulle leiers is dood. Jesus lewe. Hy is die lewende God wat by God aan die Vaderhand sit. In Korintiërs 15 sê Paulus ook, as Jesus nie opgestaan het nie, was ons geloof te vergeefs. Dan was alles te vergeefs, het dit vir ons niks beteken nie. Daarom die opstanding maak vir ons alles waar. Jesus maak vir ons alles waar deur die feit dat hy lewe, dat hy opgestaan het. Kom ons kyk 'n bietjie hoe Matteus dit beskryf. Hy sê dat Maria Magdalena en die ander Maria, dat hulle vroeg op die Sondagmôre na die graf toe gegaan het. Matteus sê nie hoekom hulle gegaan het nie. Van die ander evangelie sê hulle al die speserye saamgevat om Jesus te gaan salf. Matteus sê maar net, hulle het gegaan. En dan as hulle aankom, is daar 'n geweldige aardbewing. Nou is dit nie die aardbewing wat Jesus laat opstaan het nie. Ons weet, Johannes sê ook vir ons, hy kon deur deure gaan, né? Die opstanding het geluidloos plaasgevind. Maar die aardbewing was toe die engel die klip weggerol het. En dat die vroue kon sien, Jesus is nie daar nie. Dat die wagte kon sien, die graf is leeg. Dat die vroue en ons in die graf kon insien. As die vrou daar kom, sê die engel op 'n klip, goed, die prentjie wys die engel is daar, maar wat sê die engel vir die vroue? Moenie bang wees nie. En dan sê hy, julle moet vir die disippels gaan sê, Jesus is nie hier nie, hy het opgestaan, hy lewe. 'n Getuienis wat ons ook steeds vir almal moet gaan lewer. En dan lees ons in Matteus 10 vers 8, hulle het gegaan, bang, maar baie bly. Die engel het vir hulle gesê, moenie bang wees nie. Hoekom was hulle bang? Want as jy skielik hoor, die dood is nou nie meer iets wat werklik daar is nie. Jesus het opgestaan, hy lewe. Dan is 'n mens 'n bietjie bang, want wat gebeur hier? Wat is hier aan die gang? Maar hy is tog bly, want Jesus lewe. Daarom sê Matteus, hulle was bang, maar baie bly. En dan as hulle na die disippels toe op pad is, dan gebeur daar iets wonderlik. Skielik is Jesus daar by hulle. En hy sê ook vir hulle, moenie bang wees nie. Hulle val neer, hulle aanbid hom. En Jesus praat dan ook met hulle. En hy sê dan vir hulle moet ook vir die disippels gaan sê. Vroue, getuies, dis 'n vraag wat ons kan vra, want vrouens se stem het destyds niks beteken. 'n Vrou kon nie 'n getuie wees nie. As iemand in die hof of eers moes gaan getuig, is 2 mans se getuienis aanvaar, maar vrouens se getuienis glad nie. Dit was hoe dit destyds was. Maar Jesus steur hom nie aan wat die mense van destyds gesê het nie. Hy verskyn die eerste aan vroue. Hulle wat daar was toe hy dood was, hulle is ook die eerstes wat hom sien as hy lewe, wat hom lewend sien. Jesus verskyn dus eerste aan vroue. En vir hulle sê hy, gaan wees my getuies, gaan sê vir my broers, ek lewe. Daarom sien ons dat Jesus daar al klaar alles verander. Dan sê wil ons sê, Jesus sê, daar's vergifnis vir die 11. Hoekom sê ons dit? Want Jesus sê, gaan sê vir my broers. Wat het hulle gedoen? Hulle het in daardie nag om eintlik verraai, soos Petrus nie, hulle het weggehardloop. Petrus het gejok, het gesê, ek sal by u bly, maar hulle gaan weg. Jesus vergewe hulle. Soos hy ons ook vergewe, want hy sê, hulle is my broers. Soos hy ons ook telkens vergewe, as ons so baie keer ook lafhartig is, ook die verkeerde dinge sê, ook verkeerde dinge doen, om ook baie keer nie
erken en bely voor mense wanneer ons daardie kans het nie. En dan sê Jesus nog verder ook vir hulle, gaan na Galilea toe. Galilea, wat 'n klein, onbelangrike plekkie is, word die middelpunt waar hulle mekaar moet ontmoet. Jesus sê, daar sal ek vir julle kry. Nie die tempel nie een of ander belangrike plek nie, maar daar waar Jesus besluit, hy gaan sy disippels ontmoet. Daar kom hulle saam by mekaar. Wat gebeur as die kruis en die dood van die Romeinse wêreld nie meer die wêreld heers nie, nie meer die mag is nie, maar Jesus se opstanding die mag is? Dan gebeur dat die opstanding die wêreld verander. Ons sien dan vrees verander in vreugde. Wagte word soos dooies. Vroue word getuies. Verstrooide disippels word apostels. Mense wat gaan getuig en die woord gaan vertel van Jesus. Ek wil net so 'n verhaal wat werklik plaasgevind het met u vinnig deel. In 1968 het ene Millard en Linda Fuller Koinonie in Suidwes Georgia besoek. Hulle wou so net 'n besoek bring, maar toe het Clarence Jordan, wat daar gewerk het, hulle oortuig om nog daar te bly en saam te werk. Hulle begin toe Habitat for Humanity, organisasie wat vir mense met lae inkomste behuising verskaf en huise regmaak en vir hulle help. En hulle het al 200,000 huise so gebou en herstel. Maar die Clarence sterf toe in 1969 in Oktober. En daar was nie baie geld nie. Hulle het sommer 'n kus gemaak van 'n yskasboks wat gebruik was. Net die familie was daar, sy vennote, die Fullers en dan van die arme mense wat hulle gehelp het, was daar. En terwyl hulle die kus toegooi, grond op die kus gooi, huil hulle baie. En toe gebeur daar 'n ding, klein Faith, dis Millard en Linda Fuller se dogtertjie, Faith Fuller, 2 jaar oud. Sy besef dat hierdie 'n besondere dag vir haar vriend Clarence is. En sy kom na vorentoe en met 'n dapper, helder stemmetjie sing sy: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Clarence, happy birthday to you. En eintlik was sy reg nie. Ons wat so baie keer by die dood, en ja, dit is hartseer. En ek sê nie mense moet daar nou vreugdevol gaan wees nie. Maar ons weet, dit is vir ons nie die einde nie. Die dood word vir ons die deurgang na die ewige lewe. As mense dan net hartseer bly, kan ons sê ja, ons is hartseer, maar ons aanvaar dit want ons kyk ook vorentoe na dit wat ook gebeur. As 'n verhaal jy onthou, Jesus het vir Lazarus mos uit die dood opgewek. En nou word daar vertel dat ene gouverneur Caligula vir hom sê: Lazarus, ek dog jy is dood. En toe het Lazarus geantwoord: die dood is dood, Caligula. Die dood is dood. En dit kan ons vandag ook sê. Ja, ons weet dit gebeur, maar dit word vir ons die deurgang na die ewige lewe. En daarom, Jesus lewe. Ons kan jubel en juig. Ons kan vertel en getuig, want Jesus lewe. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, ons wil U loof en prys in hierdie oggend. Jesus, dat U lewe, dat U die dood oorwin het. Saam met die paaslied van die Oosterse ortodokse kerk wil ons bid. Hy wat die aarde teen die uitspansel gehang het nog eergister aan die kruis gehang. Hy wat die koning van die engele is, het nog eergister 'n doringkroon gedra. Hy wat die berge in wolke klee, het nog eergister die kleed van spot gedra. Die bruidegom wat sy kerkbruid gaan kom haal, was met spykers
aan 'n kruis genaal. Die wonderseun van 'n maagd is met 'n spies deurboor. Ons wat gister en eergister u lyding beween het, juig vandag oor u stralende opstanding. O Gees van God, ons dank u dat u Christus uit die dood opgewek het. O Vader, dat u hom opgewek het. Jesus, ons liggame wat nog sterflik is, ons bid u, help ons om as ware opgewek te word tot 'n lewe van mense wat lewe uit u opstandingslewe, wat leef uit u oorwinning, wat juig en getuig dat u wat Christus is, die dood en die Satan oorwin het. Dat u sterker is as die duiwel en die dood. Dankie, dankie, dankie Here, dat ons daarom nie hoef bang te wees vir iets nie, want u het alles oorwin, u lewe, en u is by ons al die dae van die lewe. Soos hy ook in Matteus 28 aan die einde sê, ek is by julle tot aan die volëinding. Dankie dat ons kan weet, al gaan ons ook deur moeilike tye, u is daar vir ons, u is by ons. Daarom vier ons vandag hierdie misterie van u reddende liefde, die majesteit van die opstanding. En Here, dankie dat ons ook in u naam kan kom bid. Ek wil hierdie gemeente aan u opdra. U ken elkeen. Ek bid vir elke lidmaat, Here, wat u kind is, wat u liefhet en vir wie u lief is. Hulle wat ook in hierdie gemeente werk, wat leef as die kinders, uit die kruisiging, maar ook uit die opstanding, omdat u lewe en ons kan lewe. Here, ek bid vir al die leiers, hulle wat ook in hierdie gemeente die leiding neem. Geef vir hulle u wysheid en liefde, om ook hierdie gemeente te lei op die pad wat u wil hê. 'n Pad wat in hierdie wêreld ook getuig van u liefde en die opstanding van u lewe. Bid vir al die werksaamhede van die gemeente, Here, hier en deel van die groter gemeente, wees met hulle en gee dat ook hier u koninkryk deur hulle gebou word, soos wat u dit wil hê. Here, ek bid vir die kerk hier in ons provinsie, Kerk in Natal, bid vir die kerk in ons land, bid vir die kerk in die wêreld, hulle wat vervolg word as die kinders, maak hulle sterk in die Here, gee dat hulle kan bly glo, kan volhard in die geloof. Here, maar ek bid ook vir ons land, met al die misdaad en chaos wat daar is, al die verkeerdheid wat daar is, bid ons dat dit kan verander en meer kan reg word. Ek bid vir hierdie wêreld, Here, waar daar oorloë is, waar daar ook baie hartseer is, en baie lewensverlies is, en soveel dinge is wat ons in hierdie wêreld raak. Ons bid dat dit al meer kan verander, dat u koninkryk al meer kan kom, u wil al meer kan erken, en u vrede in die wêreld en in mense se lewens kan kom. Here, u wat alles weet, ons gee dit in u hande, laat u wil geskied, en u naam groot gemaak en verheerlik word. Vandag wil ons u loof en prys, en sê ons vir u baie dankie vir alles. Bid ons hierdie dinge, o Vader, in diepe afhanklikheid van u. Bid ons alles, Heilige Gees, deur die krag en die werking in ons. Bid ons alles, Here Jesus, in u groot en wonderlike naam, u wat lewe en heers tot in ewigheid. Die naam van Jesus Christus, ons Here en Koning. Amen. Ons sing lied 421, 1 en 3, die Here Jesus lewe.
bid om die seën van ons Here. Die Here Jesus sal naby jou wees en jou verdedig, in jou om jou te vernuwe, rondom jou om jou te bewaar, voor jou om jou te lei, agter jou om jou regverdig te maak, bo jou om jou te seën. Hy wat leef en regeer saam met die Vader en die Heilige Gees, God vir ewig.